So ek is opgewonde, en in my hart, ek sê vanoggend vir die worship team en die tech team voordat ons saam gebid het, ek sê vir hulle, julle een van twee goeters gaan gebeur vanoggend. Een, of die Heilige Gees gaan praat en mense se lewens gaan verander word, of twee, dit gaan 'n verskriklike vervelige diens wees. Ek was hoop vir nommer 1, nee. Maar ek is in afwagting en ek hoop jou hart is ook. Die realiteit is dat ek kan al die regte woorde sê, maar ek sal nooit jou lewe kan verander nie. Ek kan al die regte dinge sê, ek kan al die regte goeters vir jou sê, maar niks wat ek sê het die vermoë om jou lewe te verander nie. En hier is die amazing ding, nee. God het vir ons een woord gebring. Daar kan niks bygevoeg word nie en daar kan niks weggevat word nie. So vanoggend is ek nie hierso om vir jou 'n nuwe openbaring te gee nie. Ek is hierso om Jesus aan jou bekend te maak. En my hartsbegeerte is dat wanneer ons die skrif lees en ons kan verstaan, luister, van die begin tot die einde van hierdie Bybel is besig om ons te wys hoe Jesus lyk. En as ons die Vader vra, Here, hoe lyk U? Dan sê hy, kyk na my seun. En as ons die Heilige Gees vra, hoe lyk U? Dan sê hy, kyk na Jesus. En dit is die rol van die Heilige Gees om Jesus aan ons te openbaar vanoggend. En as jy dit gemis het, ons is in 'n reeks waar ons bietjie praat deur die psalms en ek moet myself net vang dat ek nie in die Engelse diens psalms sê nie. Want ek het 'n paar keer in die week soos wat ek deur die preek geoefen het ek psalms gesê. So as jy wonder, kan jy op die aanlyn diens kyk of ek dit reg gesê het. Maar ek hoop jy het jou Bybel by jou. En as jy nie jou fisiese Bybel by het nie, ek wil vra, bring jy 'n fisiese Bybel. Hierdie Bybel het my pa vir my gegee toe ek 21 geword het. Dis 'n Afrikaanse Bybel, so ek het hom net soos 3 keer gelees, maar die laaste ruk is ek besig om baie tyd in hom te spandeer. En my pa het soveel amazing goeders hierso vir my geskryf, soos wat ek deur die blaai en dan sien ek, jessie, daar het my pa ietsie geskryf vir my. En dit is so kosbaar as jy deur jou actual Bybel kan werk. Maar as jy nie jou regte Bybel het nie, dan kan jy, amper sê ek jou fake Bybel, maar jy kan jou foon Bybel by jou uithaal. Bewaar jou siel as jy Instagram toe gaan. Ek bid dat die Here jou vingers sal brand as jy Instagram toe gaan. Maar gaan na jou Bybel app toe, want vanoggend wil ek regtig hê jy moet saam my lees. En ons gaan regtig in die skrif ingaan vanoggend. Okay, ons gaan nie 3 versies lees nie, ons gaan deur baie verse werk, maar ons almal is mooi groot en kan langer as 3 sekondes fokus. En ek is opgewonde vir wat hier gaan uitkom. Maar ek wil jou 'n vraag vra vanoggend. Nee, ek wil jou 'n vraag vra. Hier is die vraag. En moenie vir jou vrou kyk en vir haar antwoord wat hierdie antwoord is nie. Nee, in jou siel antwoord hierdie vraag. Ek wil jou vra, wat maak jou siel vol? Wat maak jou siel, jou diepste wese, jou hart? Wat maak jou siel vol? En ek wil hê jy moet eerlik wees, né? Moenie nou default na Jesus toe nie, wees eerlik. En as jy sukkel om hierdie ding te antwoord, dan sal 2 vrae wat ek jou kan vra wat jou dalk help om hierdie te antwoord. Die eerste een is, wat doen jy wanneer jy niks doen nie? Nee, wat doen jy wanneer jy niks doen nie? Vir die mans het ons 'n ding met die naam die niks boksie. Vir vrouens het hulle niks boksie is 'n boksie wat wonder hoe die mans 'n niks boksie het nie. Okay? So die vrouens wat dalk hierdie vraag vir hulle self vra. Of hier is ons 'n tweede vraag wat jou help om hierdie vraag te beantwoord. Wat maak jou siel vol? Nee, is waarheen vlug jy wanneer goeters moeilik word? Waarheen hardloop jy wanneer jy deur 'n moeilike tyd en 'n moeilike seisoen gaan? En dalk is dit goeters wat quote-unquote goed is. Nee, dalk is dit goeters wat minder goed is. Dalk is dit goed soos, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, dan gaan oefen jy. Dis nie 'n bad ding nie, nee, dis 'n goeie ding, as jy tyd in oefening spandeer, of dalk is dit goeters soos slaap. Nee, ek het, toe ek baie jong was, is dit hoe ek omstandighede gevlug het van omstandighede, is ek sou slaap, maar die probleem is jy moet ergens weer wakker word, nee. En dan wanneer jy wakker word, dan voel jy moet nog 'n bietjie slaap.
Nee, wat se goeders vlug jy of dalk is dit goeders soos familietyd. It's beautiful. As goeders moeilik word, dan wil ek net by my familie uitkom. Pragtig. Dalk is dit goeders soos video games of dalk is dit goeders wat jy regtig nie hoort besig mee te wees nie. Nee, dalk is dit goed soos dwelms, pornografie. Dalk is dit goeders wat jy weet in jou binneste, ek is nie veronderstel om met hierdie besig te wees nie. En hier is die ding, nee, ek kan 'n paar goeie goeders noem. Ek kan sê goed soos familietyd. Ek kan sê goeders soos oefening. Nee, dis goeie goeders. Maar hier is die realiteit is daardie goeie goeders sal nooit genoeg wees nie. Hoe Peter, hoe durf jy sê my familie sal nie genoeg wees nie? Die realiteit is dat jou familie is amazing. Vra vir my, ek love it om met my familie tyd te spandeer. Maar my familie kan nie my bron wees nie. My sussie, my ouma is so 3 jaar terug gelede, en so as jy my storie ken, my ma is oorlede toe ek 6 was, en my sussie sy was 13 gewees, so dis net voordat vrouens deur 'n klomp goeters moes gaan waar hulle ma nodig het. Nee. En sy het haar hele wese eintlik geskuif na my ouma toe, want dis nou die naastaande ma-figuur wat sy gehad het in daardie seisoen. En ek onthou ek het gereeld met my sussie hierdie gesprek gehad. Ek wou sê, sussie, die ding is, ouma is amazing. En maar jy kan nie jou lewe bou op ouma nie. Want iets wat gebeur het, is 3 jaar terug het my ouma gesterf, en my sussie se hele lewe het uitmekaar uitgeval. Want ewe skielik is die een ding waarop sy alles gebou het, nie meer daar nie. En mag God vanoggend jou hart kom skuif, sodat jy heeltemal anders kan kyk na, wat is dit wat my beker vol maak? Nee, wat is dit wat my bron is? Ons gaan 'n bietjie deur Psalm 16 werk, en ek gaan hom lees in 2 vertalings. Ek gaan hom eers lees in die 1953, nee? Die 1953 vertaling, en daarna gaan ons na die 1983 vertaling toe gaan. Psalm 16. Hy is nie op die skrif nie, volg hom asseblief saam, op die bord nie, volg hom asseblief saam in jou Bybel. 'n Gedig van Dawid: Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Ek het tot die Here gesê, U is my Here. Vir my is daar geen goed bo U nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes, en wie al my behaag is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet, en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is die deel van my erfenis, en van my beker, U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Is daai nie mooi nie? Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het. Selfs in die nag vermaan my niere my. Daar's 'n paar manne hierso wat se niere vir ander redes jou vermaan. Ek stel die Here altyd deur voor my. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon, want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Lieflike Here in U regterhand vir ewig. Ek draai die laaste vers weer. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Lieflikhede in U regterhand vir ewig. Amen. Amen. Vers 1, net die konteks, Dawid, hierdie is Dawid se woorde. Dawid het nie noodwendig hierdie geskryf nie, maar dit is sy woorde, so dit is 'n psalm van Dawid, en Dawid is besig om iets vir ons hierso te probeer leer. In vers 1 sê hy, neem my, hierdie is nou die 83 vertaling, neem my in beskerming o God. Ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Jy sien, wanneer die lewe moeilik raak, is ek veronderstel om na iets toe te hardloop wat regtig vir my skuiling kan bring. Dawid sê, neem my in beskerming o God, ek soek skuiling by U. Dawid verstaan
dat sy sekuriteit nie gevind kan word in enige iets buite God nie. Al is dit die mooiste goeders, al is dit goeders soos familie, al is dit goeders wat regtig vir ons goed is, verstaan Dawid, dat die enigste konstant in sy lewe, nee, ek wil hê jy moet dit hoor, die enigste konstant in jou lewe, kan net God wees. Nie jou vrou nie, my vrou is pragtig, sy sit daar, en ek is verskriklik lief vir haar, en ek vind baie rus by haar, nee, maar sy kan nie die een wees, wat daai druk opgeplaas word nie. Net die druk van, jy moet nooit foute maak nie, en jy moet altyd vir my leiding kan gee. Net Christus kan dit vir my bring. Net God kan dit vir my bring. Dan gaan hy aan en hy sê, ek behoort aan U. Daar is niks goeds nie, behalwe U. Wat 'n crazy stelling om te maak. Nee, hy sê, daar's niks goeds nie, behalwe U. En hy praat nou ook van die goeie goeders, maar wat Dawid verstaan is, en ons leer hierdie later in die Nuwe Testament, is hy sê vir ons, Jakobus sê, elke goeie gawe, alles wat goed is, kom van hom af. En dan kom Johannes 1 en hy sê hierdie pragtige ding, hy sê, in die begin, nee, was die woord. Hy verwys hierso na Jesus toe. Hy sê, Jesus was die woord. In die begin was die woord, en die woord was met God. En die woord was God. Hy was reeds in die begin by God. Alles, hoor nou hoe mooi sê hy. Nee, so wanneer hy praat van Jesus, dan sê hy, alles het deur hom ontstaan. Wat beteken dit? Dit beteken daai stoel wat jy opsit, se bestaan omdat Christus bestaan. Die feit dat jy 'n goeie verhouding met jou vrou en jou kind kan hê, die feit dat jy 'n gesonde familie het, die feit dat jy finansiëel goed doen, is net as gevolg van die feit dat Christus gekies het om jou tot stand te bring. En daarom is goeder soos tiende vir ons belangrik, want ons verstaan, luister, wanneer ek praat oor my tiende, dan sê ek, dit was nie myne om mee te begin nie. Daarom gee ek, want dit is nie myne gewees nie. En dieselfde is waar vir my familie. Alicia was nie myne om mee te begin nie. Luandrey, al kom hy, my pa sê altyd, uit my lendene uit, nee, so my pa altyd sê, al kom Luandrey van my uit, is hy nie myne om mee te begin nie. En wanneer ek verstaan dat my verantwoordelikheid is om my gesin na Jesus toe te wys, dan ewe skielik verstaan ek die beginsel van dat enige iets wat God aan my toe vertrou het, is syne om mee te begin. En die oomblik as ek dink is myne, weet jy wat gebeur? Goeie soos manipulasie gebeur. Dan ewe skielik begin jy in manipulasie funksioneer, want jy voel dis jou, dis myne. Hoe durf jy so? Nee, hoe durf my vrou deur 'n moeilike tyd by die werk gaan? Ek voel baie keer so. Maar ek verstaan dat Alicia nie myne is om mee te begin nie. Net 'n interessante ding wat by hierdie is, van Johannes 1, waar hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nee, God is konstant besig om Jesus vir ons te wys. Want as jy verstaan dat Hebreërs sê vir ons, Jesus was the exact image of the character of God. Nee, as jy wil weet hoe God lyk, dan moet jy na Jesus kyk. En God is konstant besig om te sê, wil jy my sien? Wil jy in verhouding met my staan? Wil jy verstaan hoe ek werk? Kyk na Jesus. Kyk na hom. Hy wys wie ek is. Hy openbaar aan jou wie ek is. Jesus is die woord van God. God het een preek en daai preek is Jesus. Die lewe van Jesus. Vers 3 sê, die afgode in die land, so aantreklik vir baie. Met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U. En die rede hoekom ek die 53 vertaling lees, is daar so 'n klein verandering in vers 3.
waar die 53 sê, maar aangaande die heiliges, hy praat van die ander mense wat Christus liefhet, aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Jy sien, om God lief te hê, is wat my bemagtig om ander mense lief te hê. Want as dit nie ontstaan vanuit God uit nie, dan alles wat ek doen, sal of wees 1, om myself beter te laat voel, of 2, om ander mense te sê hoe oulik ek is. Dit is net wanneer ek Christus se liefde verstaan, wat ek regtig die mense om my lief kan hê. Op so 'n manier, dat hulle God in my lewe sien. Dan gaan hy aan en hy sê, mag elkeen wat ander God vereer, baie smart beleef, en ek wil jy moet hierdie hoor, nee, om na afgod toe te hardloop, skep 'n behoefte, wat daardie afgod nooit sal kan vul nie. Om na 'n afgod te hardloop, skep binne in jou 'n behoefte, wat daardie afgod nooit sal kan vervul nie. Ja, Petrich, maar ek het nie 'n bal statue en verstaan, 'n bal, wat noem jy 'n statue in Afrikaans? Beeld. Ons praat nie van die magazine nie, nee. Dus, ek het nie 'n beeld, ek het nie 'n balbeeld in my huis nie, ek is nie besig om na afgode toe te hardloop nie. Kom ons gaan nou terug na daai eerste vraag toe. Waartoe hardloop jy, wanneer goeders moeilik word? Want die realiteit is, daai ding waartoe jy hardloop, is jou afgod. Nou, afgod klink so hard, en in Engels klink dit dalk bietjie mooier, my idol. Maar die realiteit is, as jy hardloop na enigiets anders as na Christus toe, dan sal jy nooit vervulling kry nie. Want jy verwag vervulling van ietsie wat nie gemaak is om vir jou te gee nie. Jy verwag om vervul te word deur ietsie wat nie jou kan vervul nie. En daar is goeie goed, ek weet eens, ek sê, familie en julle ken my hart, julle weet hoe baie ek daaroor praat en hoe belangrik dit is, en daai goeders bring vervulling vir jou. Nee, maar dit kan net regtig vervulling vir jou bring, is as jou hart klaar gevul is. Want anders begin jy onrealistiese verwagtinge op goed sit. Nee, goeders soos geld. Dalk is dit jou go-to. Wanneer goeders moeilik gaan, ek het net bietjie meer geld nodig, dan gaan ek beter voel. Nee, of dalk is dit slaap, as ek net nog so bietjie langer kan slaap. Dalk is dit goeders soos dwelms, en dis nou die common een, maar ek het al met mense gesels wat sê, luister, ek het geprobeer, been there, done that, got an operation, verstaan. Ek het deur almal gegaan, en ek het probeer by almal vervulling kry, maar nie een van hulle kon in die oomblik my beter maak voel, en dan na die tyd, dan as ek leer is wat ek ooit was. Dan gaan Dawid aan, en hy sê, Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang kom alles van U af, God is my deel. Nie wat hy vir my kan gee nie, ek moet verstaan, nie wat God vir my kan gee nie, dis nie my deel nie, dit word my deel, maar waar ek, die oorsprong van my tevredenheid is gebore in die feit dat God myne is. Net dat ek in hom is en hy in my is. Jesus sê, Here, laat hulle in my wees soos wat ek in U is. Ek en hulle in my, ek en U. Ons is deel van daardie eenheid saam met Christus en die Vader en die Heilige Gees. En omdat hy my deel is, nee, nie wat hy vir my kan gee nie. Want die oomblik as ons begin so daaraan dink, die oomblik as ons begin dink, wat ek kan kry, nee, ek dien God want hy, ek is lief vir Jesus want hy, bring vir my vrede. Ek is lief vir Jesus want hy voorsien vir my. Wat is ons besig om te kommunikeer? Wat as hy nie meer nie? Vra jouself, wat as hy nie meer nie?
is hy nog steeds genoeg vir my? Kan ek, soos Job sê, dat hy my porsie is? Nee, dat God, dat in verhouding met hom staan, dat hy my erfdeel is. En moenie my verkeerd verstaan nie, hy gee al die amazing goeders. Nee, hy bring vrede. Hy bring lewe in oorvloed. Hy bring voorsiening. Hy bring al daardie goeders. Nee, maar dit is nie wat my maak om lief het nie. Hier's wat my maak om lief het, is God het my so lief gehad. Hy begin die transaksie. Nie ek nie. Hy sê, omdat God my so lief gehad het hy sy eniggebore seun gegee. Nee, daar is ons 'n transaksie wat plaasvind, maar die transaksie het niks met ons uit te vaai nie. Dit is God wat sy seun offer. En dit is hoe God weet nie hoe om op 'n ander manier vir jou te sê hy is lief vir jou nie. Die enigste manier hoe hy kan vir jou sê hy is lief vir jou, is deur sy seun te laat sterf vir jou. Dit is alles of niks met hom. Nee, dit is alles of niks met God. Hy sê, ek het jou so lief, voordat jy my kon gekies het, voordat jy my kan lief hê, het ek jou so lief, dat ek my seun sal laat sterf vir jou. En as jy nog steeds my nie kies nie, weet jy wat? Jesus het gesterf. En nog steeds. Dis alles of niks met hom, daarom gee ek alles vir hom. En hy doen al die amazing goeders, en ek dank die Here vir dit, ek dank die Here, dat ek 'n gesonde seun het, 'n gesonde vrou het, dat ek nog 'n kind op pad het. Nee, ek dank die Here, dat ek hierso met julle kan staan, en in gemeenskap met julle kan wees, nee, 'n community kan hê. Ek dank die Here vir al daai goeders. En ek is ten volle bewus dat ek dit nie verdien nie. Ek dank die Here vir dit. Maar op die einde van die dag, al wat genoeg kan wees vir my en vir jou, is Jesus. Dalk wag jy vir die punchline. Ja, ek het hier kom. Bring die punchline in, nee. Jesus en daar is nie en nie. En ek dink ons het in die slegte gewoonte gekom waar ons wag vir die en die hele tyd. Nee, ek voel 'n kerke het baie maklik op daai kan baie maklik op daai plek kom waar Jesus en, maar daar is nie 'n en nie. Jesus is alles. Hy is die punt, hy is die doel, hy is die rede hoekom ek lewe. Hy is die rede hoekom ek 'n lewe van oorvloed kan hê. Dis nie goeders word nie by hom gevoeg nie. Ek het 'n ding hierdie week gehoor waar hy gesê het, dit is 'n insult aan God om vir hom te sê hy moet sentraal wees. Hoe kan hy sentraal wees as alles ontstaan uit hom? Nee, as hy alles vul met homself, hoe kan hy sentraal wees? Want hy is alles. Dis wat Dawid sê, U is my lewe. Alles wat ek het, hierdie verhoog waar ek op staan, hierdie laptop wat voor my staan, die feit dat ek 'n stem het om te praat, is as gevolg van hom. En mag my lewe getuig van sy heerlikheid. Ek wil hê mense moet my skoene optel en kyk en sê, hierdie skoene is Jesus skoene. Nee, verstaan? Alles van my is syne. Hy is my lewe. Hy is die begin, hy is die einde, hy is die amen. En Openbaring leer dit vir ons, hy is die amen. Hoe cool is dit om te kan sê? Imagine jy stel jouself voor, ek's die amen. Nee, moet nie dit doen nie. Hy is my alles. En tevredenheid kan net deur hom gevul word. Vers 6 sê, ek hardloop my tyd uit. Vers 6 sê, 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Klink soos my oom op die plaas, dis vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Weereens, hy verwys na tevredenheid. Hy sê 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Nee, wat God vir my gee, is genoeg. En ek kan vertrou, dat as ek in verhouding met hom staan, dat wat hy vir my gee, is meer as genoeg vir my. Want hy is die een wat voorsien vir my. Hy is die een wat my beter ken as wat ek myself ken. En as ek die hele tyd gaan begeer vir ietsie meer, dan is ek besig om 'n afgod te maak van my lewe. As dit van God afkom, is dit goed en is meer as genoeg. Dan gaan hy aan en hy sê, ek sal die Here loof, wat my tot die regte insig gebring het. God is my raadgewer. Hy is die een wat my die insig gee. Hy is die een wat my wysheid gee. Jesus is wysheid.
Wysheid is nie 'n deel van hom nie, hy is wysheid. So wanneer ek vra vir Jesus en wanneer ek vra vir wysheid, dan gee God vir my Jesus. En dan sê hy in die dieptes van my hart, daar's 'n skrifgedeelte wat sê, bewaar jou hart want vanuit dit uit, nê? In die Engels sê, for from it comes the wellsprings of life. Dawid verstaan die belangrikheid om ons hart te beskerm. En hy verstaan die belangrikheid om ons hart aan God toe te wy. Ek het die Here altyd by my, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Wat maak dit, en hoor jy, ek wil nie hierdie, julle moet nie hoor wat ek nie sê nie, ek wil nie hierdie onsensitief laat klink nie, maar wat maak dit saak waardeur ek gaan, as ek weet my stabiliteit word in hom gevind? Ek en my vrou het hierdie ding gehad 'n paar jaar terug, 2 huise terug, ek onthou seisoene van my lewe in huise, 2 huise terug, as ons soos, gaan ons deur 'n finansiële moeilike tyd, as ons soos, ek moet 'n plan maak, die man se favorite woorde, ek moet net 'n plan maak, moenie worry vroukie, ek sal 'n plan maak, maak ons 'n plan, en daai plan grou die gat net 'n klein bietjie dieper, en dan kom ek en sê op 'n punt waar ons sê, ek nou ophou traai planne maak, wel sy is gewoonlik voor my daarso, as ek soos lief, ek nou ophou traai planne maak, ek is nou oor dit, dalk moet ons begin die Here vertrou. Dan vertrou ons die Here dan ewe skielik. Het julle dit al ervaar? Kom wees eerlik. Moet nou nie heilig kom staan en maak of jy heilig is. Wees eerlik vanoggend. Dan kom jy op die punt waar soos, ek het nou alles probeer, nou gaan ek maar die Here begin vertrou. Dalk sê jy dit nie so direk nie, maar in jou hart. En dan met die oomblik as ons die Here begin vertrou, dan ewe skielik, dan woep, val dit so voor my. En dan, paar maande later, dan gebeur dit weer, dan eventually, dan vertrou ons die Here weer, en dan kom hy weer deur, dan kyk ons vir mekaar, en sê ons, hoekom moet ons elke keer deur al die ander goeters gaan? Hoekom kan ons nie net by die einde begin nie? U is my stabiliteit, dis wat Dawid sê. Ek het die Here altyd by my, en omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie, dis wat Dawid sê. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. En nou hoor hierso, hierso is waar ons nou moet oplet, vanaf vers 9 af sê hy, daarom is ek bly en juig, ek voel, juig ek, en, kom ons probeer weer, Afrikaans is moeilik, daarom is ek bly, en juig ek, en voel ek my veilig, daai my is aspres, dis nie 'n fout wat ek gemaak het, dis in die vertaling, u gee my nie oor aan die dood nie, u laat u troue dienaar nie in die graf inkom nie, u leer my hoe om te lewe, by u is daar oorvloedige blydskap, sê saam met my, herhaal, by u is daar oorvloedige blydskap. Nog 'n keer, by u is daar oorvloedige blydskap. Ek hoop jou siel glo dit, Uit u hand kom net wat mooi is. Hier is nou pragtig, pragtig. Hy sê, wanneer hy sê daarom, in Engels sê hy therefore, en by die young adults leer ons altyd, if you read therefore, you need to ask yourself, what is it there for? As jy daarom lees, moet jy jouself vra, waarom? Is hy daar so? Daarom, verwys hy eintlik terug na die vorige vers, hy sê, omdat u by my is, daarom, is ek bly, en juig ek, en ek is veilig. En nou hier is nou die caveat, alles is mooi tot op hierdie punt, en dan gee hy hierdie vers. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie. U gee my nie oor aan die dood nie. U leer my hoe om te lewe. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. Ek vra jou, het Dawid dood gegaan? Ja, dis nie 'n trick question, hy het dood gegaan. So, een van 2 goeters is besig om te gebeur. 1, of Dawid was 'n valse profeet gewees, of 2, hy verstaan ietsie wat ons nie doen nie. En die feit dat Skrif ons leer dat alles van Skrif is deur God ontstaan, is God breathed, dink ek nie Dawid is die een wat die fout hier sou maak nie. So, as Dawid gesterf het, hoe kan Dawid hierdie stelling maak? Hoe kan hy sê, u gee my nie oor aan die dood nie, u laat u troue dienaar nie in die graf inkom nie. As Dawid dood gegaan het, hoe kan hy hierdie stelling maak? Jy sien, Dawid is besig om ons te leer van 'n bron wat sy deel is. 'n plek waar hy so gewortel is, dat sy realiteit bepaal word deur die werklikheid van Christus.
Sy realiteit, nee, sy lewe wat hy gaan, sy omstandighede, die goeters wat hy face, want hy hele 'n paar weke terug het Kota hy tou hierso gehad. Nee, ons is so gefokus op daai rooi deel en Dawid is net soos, Dit is in hierdie klein deeltjie, daar is ons ewigheid wat voor my wag. En om my bron die rooi deeltjie te maak dit is onnosel. Daar is 'n goeie Afrikaanse woord. Nee, hy verstaan van 'n ander bron. Hy leer ons. Jy sien, toe Dawid geskryf het, U laat U troue dienaar nie in die graf kom nie. Dawid was nie die troue dienaar nie. Christus was. Dawid praat nie oor homself hierson nie. Jy sien, Dawid het 'n belofte ontvang dat vanuit sy lyn sal daar 'n koning gebore word. En wanneer hy praat oor die troue dienaar, is Dawid, onthou julle wat hy gesê het in die begin, alles van skrif wys ons terug na Jesus toe. Nee, hy het gepraat van 'n ander troue dienaar. Hy het soos Johannes die Doper gesê, daar kom 'n ander een. En my realiteit, my werklikheid, my ewigheid, alles wat ek is nie gewortel in hierdie omstandighede nie, dit is gewortel in hom. En as ek in hom is, dan sal ek nie sterf nie. Want ek weet, die dood is nie die einde nie. Dis 'n goeie plek om hom te sê. Handelinge 2. Nee, ons in Handelinge kry ons 2 keer wat hulle verwys na hierdie vers toe. Een keer was deur Petrus en een keer was deur Paulus. Vanoggend gaan ons kyk na hoe Petrus verwys het, maar hulle sê dieselfde ding. Handelinge 2 vanaf vers 21. Maar ek gaan hom nie lees vanaf vers 21 nie. Ek weet nie of dit julle help nie. Nee, wat is dit soos 22, 23? Nee, so Handelinge 2. Jy kan van 21. So die konteks van hierdie skrifgedeelte is die Heilige Gees is nou net uitgestort oor 'n hele klomp mense. En dis waar hulle in vreemde tale begin praat het en mense van oral af het gekom en hulle het gehoor sê, hoe kan hulle my taal praat? Verstaan, hulle kom nie eens van hier af nie. Dis daai gedeelte. En nou is die mense besig om te debatteer, een van twee goed. Hulle sê of hierdie mense is gesyp, nee, of hierdie mense is gevul deur die Heilige Gees. Hulle sê of hierdie mense is dronk of hulle is gevul deur die Heilige Gees. En hulle is besig om hierdie debatte en nou tel Paulus hierdie op. Gaan Petrus hierdie op. Hy sê, ek gaan van 21 af lees, okay? So sal dit dan wees. Elkeen, julle moet elke deel van hierdie hoor. Hoor, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nie party nie, elkeen. Swart, wit, pink, pers, alles. Israeliete, luister na hierdie woorde. Hoor wat sê hy, God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel. Weereens, Jesus is God se preek. Nee, God het Jesus aan julle bekend gestel. Deur die kragtige dade. Hoekom is daar wonderwerke? Hoekom is daar genesing? Hoekom is daar al hierdie goeders? Om Jesus te openbaar. As ons bid vir genesing, is dit vir die heerlikheid van God. En as genesing op 'n mens afkom, dan sê ons die koninkryk van God het jou gevul. Dit verwys alles na Jesus toe. Die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het, daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom, Jesus Christus, aan julle uit te lewer. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos. Hoor hoe mooi is daai. En hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, hoor nou, hier verwys hy nou terug na Psalm 16 toe. Ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand. Ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel, ja meer. Ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want hy sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat, hier hoor ons dit weer, u sal nie toelaat dat u troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my vreugde vul.
Nou sê Petrus, broers, wat van ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en hy is begrawe. En sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het, dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van Christus vooruitgesien en gesê, hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie en sy liggaam het nie vergaan nie. Die vervulling van daardie skrifgedeelte gebeur in die Nuwe Testament. Julle kan dit gaan lees, Handelinge 2, ek kan nie die ander nie, maar is ook in Handelinge waar Paulus praat. En hy sê, die vervulling van wat hy gesê het, word gevind in Jesus. Hy was bewus van 'n ander bron. Wat is die punt? Wat probeer ek vir julle sê? Jesus is die pad van die lewe. Hy is lewe, soos Dawid gesê het, hy is my lewe. Waarvan Dawid gepraat het. Dawid was gewortel in 'n ewige realiteit. Dawid was bewus van 'n ewige realiteit, 'n ewige werklikheid en dit was so tasbaar vir hom dat sy lewe sekondêr was. Nee, die goed waardeur ek en jy gaan, die challenges wat ons beleef, die moeilike omstandighede waardeur ons gaan, is sekondêr. Want ek en jy is nie 'n liggaam met 'n siel nie, ons is 'n siel met 'n liggaam wat gewortel is in 'n ewige realiteit. Ware lewe word slegs gevind in die lewe van Jesus. En as jy dit gaan soek enige ander plek, gaan jy teleurgesteld wees. As jy dit gaan soek by my, luister, as jy na my toe kom en vra, Pieter, bid vir my. Ek wil vir jou sê, as ek vir jou bid, en Christus is nie deel van dit nie, dan gaan ek en jy altyd teleurgesteld wegstap. Ek en jy altyd gaan teleurgesteld wegstap, as Christus nie deel is van dit nie. My bron is nie Jesus en nie. My bron is nie, Arnold het 'n paar keer al gesê, het hy gesê, op die lysie is Jesus nie eers op die lysie nie, om eers te sê, is 'n insult vir hom. Hy is die lysie. Alles wat ek doen, vloei vanuit hom uit. Ek het lief, omdat ek hom het. Ek doen goed, omdat ek hom het. Ek is suksesvol, omdat ek hom het. Hy is die lysie. Ware lewe word slegs in die lewe van Jesus gevind. En luister, die enigste manier hoe jy lewe kan hê. Ek is amper klaar, bly met my, okay? Don't lose me. Die enigste manier hoe jy lewe kan hê, is om te sterf. Die enigste manier hoe jy lewe kan hê, is om te sterf. Madame Guyon sê die volgende, sy sê, ek kan dit mooi vir julle lees, sy sê, die kruis gee vir my God, en dan gee God vir my 'n kruis. Ons is besig om 'n generasie te leer, dat om Christus te volg nie 'n sacrifice is nie. Weet julle hoeveel keer gesels ek met jong volwassenes? As hulle vir my, okay, maar ek het nou my lewe vir Jesus gegee, hoekom is goeders dan moeilik? Sê ek soos chom, gaan lees 'n bietjie die Bybel, né? Sê vir my, Petrus het 'n lekker lewe gehad. Ek dink dit was heerlik geweest, né? Dit was gevul met heerlikheid, maar dit was nie maklik geweest nie. Jesus sit aan die regterhand van God met gate in sy hande. God wys vir ons dat lewe 'n offer is. Arnold het dit nou verwys na daai skrif van Filippense, nee, en daarom het God vir hom die naam bo elke naam gegee. Hoekom? Die deel voor dit sê hy net, because Jesus humbled himself to the point of death, he was given the name above every name. Daar's 'n prerequisite. Daar's 'n vereiste. Die vereiste is humiliteit. Nee, dis 'n anglisisme, om humble te wees. Nee, om nederig te wees, om jou lewe te gee. En dalk sit jy hierso en jy sukkel met hierdie, wat jy soos, hoe, Peter, ek struggle. Ek het my lewe vir Jesus gegee, maar dit is moeilik. Dis een van Jesus se beloftes gewees, is dat dit gaan moeilik wees. Maar dit gaan heerlik wees.
Nee, die heerlikheid van God sal oor jou lewe skyn en alles van jou vul, want jou vreugde, jou lewe, jou oorvloed word nie gevind in die moeilike nie, dit word gevind in Christus. En jy tel jou kruis op en jy dra jou kruis en dit is 'n voorreg om my kruis te dra. Wanneer ons sê jy moet sterf, dan sê ons jy moet sterf vir jou ambisies. Jy moet sterf vir jou drome. Jy moet sterf, manne sê amen. Jy moet sterf vir jou vrou. Jesus sê, of Efesiërs leer vir ons, dat ons moet ons vrouens lief hê soos wat Christus die kerk lief gehad het. Hoe lief het Christus die kerk gehad? Hy het gesterf vir haar. Ek sit alles wat ek het, al my drome, alles waarvoor ek hoop, sit ek by sy voete neer. En ek sê, Here, my lewe was U sin om mee te begin. En daarom gee ek alles terug aan U. En wanneer ek ten volle kan sterf, dan maak hy my weer lewendig. En hy vul my met homself. Hy vul my met homself en jy sal vir die eerste keer in jou lewe voel hoe dit voel om wragtig vol vrede, liefde, lewe, vreugde, oorvloed. Jy sal verstaan vir die eerste keer hoe dit voel om lewendig te wees. En alles anders, al die afgode, al die dwelms, al die moeilike goeters, al die issues wat jy gaan, alles van daai. Daar's 'n ou liedjie wat sê, Oh Lord, you're beautiful. En dan sê hy, and the things of this earth will grow strangely dim in the light of your glory and face. Boeties en sissies, vanoggend wil ek vir jou sê, hierdie lewe is nie maklik nie, maar dit is vol die heerlikheid van God. En jy hoor jy, luister, as jy hierso sit, laat ek hier lees, vir die eerste keer sal jy weet hoe dit voel om werklik lewendig te wees, wanneer jy nie bloot met jou lippe ja sê nie, maar met jou lewe ja sê. Dit is nie, luister vir my, dit is nie genoeg nie. Dit is nie genoeg om met jou lippe ja te sê nie. Jy moet met jou mond bely sodat jy ore kan hoor, sodat jou hart kan glo. Geloof sonder werke is dood. Ons moet verstaan dat dit is nie genoeg net om te sê ek is sy kind nie. Jou lewe moet sê jy is sy kind. Romeine sê vir ons, let your lives be a living sacrifice of worship. En dalk sit jy hierso en jy's 80. Nee, net 'n nommer gekies, okay. Dalk sit jy hierso en jy het jou hele lewe lank hom gevolg. Jy sê jou hele lewe lank, ja, ek het hom lief. Maar in jou hart het jy nog nie met jou lewe ja gesê nie. En jy wil vanoggend daai verklaring kom maak. Jy sê ek wil jou uitnooi, ouens. Luister vir my, hierdie is dis die rede hoekom ons lewe. Dis die doel, dit is al wat genoeg gaan wees vir jou. Ek wil nie dit 'n oulike oomblik na die diens maak nie. Ek weet ons het 'n gebedspan. En ek wil die gebedspan vra as julle vir my agter na die kruis toe kan gaan. En kan julle opstaan. Ek weet daar is 'n gebedspan hierso. En as jy nie in die gebedspan is, die leiers van ons gemeente, van die mansleiers, kan julle gou vir my opstaan. Pieter, Marius. Ek wil julle moet gaan na die kruis vir my agter toe. Sien julle hulle? Hulle is mense wat vir jou vanoggend wil bid. En dalk is dit om jou lewe vir hom te gee. Waar jy sê, ek wil regtig met my lewe ja sê vanoggend. Of dalk is daar dele van jou lewe wat jy nog nie aan daai kruis kan vasspyker nie.
Dalk is daar dele van jou lewe wat jy mee struggle, moeilike goed waardeur jy gaan, goeters wat jou nog terughou. Vanoggend wil ek vir jou die geleentheid gee dat hulle vir jou bid. Hierdie keer gaan my daai ligte 'n bietjie afsit. Kan die res van ons staan? Kom ons almal staan. Ons gaan nou bid, maar ek wil vra, as dit voel of daar 'n highway in jou hart hardloop, is dit die Heilige Gees wat vir jou sê dis tyd. Okay, as dit voel asof jou bou daar in die brand is, dan is dit nou die tyd. Ons gaan nou bid as gemeente, maar die res van julle wat daai commitment wil maak, die mense wat wil hê iemand moet saam met jou bid, iemand moet saam met jou pad stap, vanoggend is die tyd. Moenie laat hierdie oomblik verbygaan nie. Vat 'n stap van geloof en gaan nou agtertoe dat hulle vir jou kan bid. En as daar niemand is nie, is dit okay. Maar ek weet daar is. En as jy wonder of dit jy is, dan wil ek vir jou sê dit is. Die res van kom ons bid saam. Terwyl ons bid, asseblief, moenie die geleentheid mis nie. Moenie as jy weet die persoon langs jou het dit nodig, kyk hulle reguit in die oë en sê vir hulle gaan. Want ons gaan nie hierdie oomblik mis nie. Die Heilige Gees is nou hierso en hy wil jou lewe vir ewig verander. Vir ewig. En vat nou daai stap van geloof. Here Jesus, dankie vir u woord. Dankie dat u woord u seën is. Dankie dat u lewe vir ons uitgestort het. Here, en ek bid dat hierdie woord in mense se harte sal val. Ek bid vir courage. Soos wat u vir Joshua gesê het, be strong and courageous and know that I'm with you. Bid dat mense die stap van geloof sal vat en courage sal vat nou. Dat ons vir hulle kan bid, Here, ek bid Heilige Gees, dat u elke stukkie DNA en elke persoon hier so sal kom vul. Dat lewens in lyn sal ruk met u, dat daar genesing sal plaasvind. Here, my gebed is dat my lewe sal getuig van die heerlikheid. Laat ons nie meer ja sê met ons lippe nie, maar laat ons ja sal sê met ons lewe. Ons verklaar dit in die naam van Jesus Christus. As jy dit glo, sê vanoggend saam met my. Amen. Amen. As jy gebed nodig het, as jy nie nou daai stap wil vat nie, hulle gaan 'n rukkie nog hier agter wees. Moet asseblief, ek smeek jou, moenie die geleentheid mis vir die Heilige Gees om jou te kom aanraak nie. Amen.